The Lord bless you and keep you. All power is given unto me in heaven and in earth. Go, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ons weet, het die skrywer Lukas 2 boeke in die Nuwe Testament geskryf. Die eerste boek is die Evangelie van Lukas self, wat handel oor al die gebeure tot en met voor Jesus se hemelvaart. Maar daarmee saam het hy ook 'n tweede boek geskryf wat daarop volg, die boek Handelinge. En dit fokus weer op al die gebeure van Jesus se hemelvaart en daarna die plant, die stigting, die groei, die floreer van die kerk. Vanaand gaan ons dan stil staan by die inleidende woorde van Handelinge 1, wat ook dan deel vorm van ons tema vir vanaand se boodskap. Maar voordat ons saam lees, 'n hartlike welkom aan elkeen wat inskakel by die opname. Ons bid dat dit vir elkeen van julle ook insiggewend en 'n geseënde geleentheid sal wees. Kom ons vra dan die Here se teenwoordigheid ook, deur ons oë toe te maak en saam te bid. Here, ons is dankbaar en voel geëerd om selfs na meer as 2000 jaar steeds die voorreg te kan hê om hier in die huis op 'n donderdag aand te kan bymekaar kom en die historiese gebeurtenis wat werklik gebeur het, te kan kom herdenk. Die wete dat U verheerlik is, die wete dat U teruggekeer het na U koninklike en adelike posisie in die troonsaal van die hemel. Ons loof U, ons prys U. Seën asseblief vanaand se saamwees. Seën asseblief vanaand se bestudering van die woord. Die boodskap wat daaruit gaan kom. Mag ons ontvanklik wees daarvoor. En met vanaand met nuwe warm harte dan ook terugkeer huis toe. Ter inleiding tot Pinkster. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Lukas beamoed dit wat ek net nou vir U gesê het, wanneer ons saam lees vanaf die eerste vers, daar in Handelinge hoofstuk 1. Hy sê, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon, dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het,
is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Fanatikus en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus was. Sy broers was ook by. Net tot sover ons teksgedeelte vanaand. Nou vriende, alhoewel ek hierdie hele gedeelte nou gelees het vanaf vers 1 tot en met vers 14, gaan ons fokus vanaand spesifiek val op hierdie laaste vers 14, wat handel oor hulle saam wees daar in die bovertrek. Die groot gebeure van die opstanding en die dramatiese hemelvaart is sopas verby. Met eens is daar niks meer as 'n leemte nie, 'n doodse stilte onder die groepie agtergeblewene volgelinge daarbo op die berg. Jesus, lees ons, is fisies nie meer teenwoordig om hulle vrae te kan antwoord en om hulle voortaan verder die pad aan te kan wys nie. Die disippels bevind hulle skielik heeltemal stoksiel alleen op hulle eie. En dan lees ons in Handeling 1 vers 11 dat terwyl hulle nog so met skok en verbasing staan en opkyk na die wolke, verskyn daar met eens 2 engele aan hulle. En die rig toe 'n direkte vraag tot hulle, naamlik: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Nou vriende, glo dit of nie, as 'n mens mooi daaroor gaan sit en dink, hierdie vraag wat hierdie engele tot die disippels rig, is geensins 'n vreemde vraag nie. Vanuit 'n hermeneutiese perspektief gesien is dit eintlik 'n baie bekende vraag. Dit is 'n vraag wat tot vandag toe nog dikwels binne ons geloof en binne die konteks van die kerk gevra word. Die verskil is net die bewoording verskil nie. Ander bewoording, ander beelde word net gebruik. Hierdie einste vraag wat die engele tot die disippels rig, kan in die moderne tyd, soos vandag in die jaar 2026, dalk met 'n vraag soos volg, 'n soortgelyke vraag soos volg uitgebeeld word, naamlik: Christen, kind van die Here, wat doen jy terwyl jy op God se beloftes wag? 'n Ander soortgelyke vraag wat gevra kan word is: gemeente, bruid van Christus, wat doen julle? Wat doen ons? Wat tussen die reeds van die verlossing en die nog nie van die volëinding van die wederkoms leef? Hierdie 2 vrae is eintlik sinoniem vrae vir die vraag wat hierdie engele tot die disippels rig. Klink dit dalk nog 'n bietjie moeilik om die lyn te trek? Kom ek verduidelik verder. Jy sien vriende, die hemelvaart en die voltooiing daarvan, die herdenking daarvan, is nie maar net bloot 'n uitnodiging om soos die disippels bloot passief net na die wolke te bly staar nie. Die hemelvaart en die voltooiing daarvan, die herdenking daarvan, dien ook as 'n opdrag om terug te gaan stad toe.
Die hemelvaart en die voltooiing en die herdenking daarvan dien ook die doel dat daar vervolgens oorgegaan moet word tot aksie. Hemelvaart vereis ook dat daarna die nodige voorbereiding gedoen moet word, sodat die bevele wat die Here Jesus Christus uitgedeel het aan sy disippels, sodat dit in werking kan begin tree. Anders gestel, die ervaring van die opkyk moet vervolgens oorgaan in die praktyk van gehoorsame uitvoering. Vir die disippels het hierdie vraag in Handelinge 1 vers 11 dis gedien as 'n opdrag dat hulle moes teruggaan Jerusalem toe. As ons hierdie vraag baie eenvoudig wil stel, nê, wat hierdie engele eintlik vir hierdie disippels hier vra is, hoekom steek julle hier vas en bly julle kyk? Kom. Dis tyd om aan te gaan. Dis tyd om die volgende punt van die Here se plan in werking te gaan sit. Dis tyd dat die proses wat hy meer besig is, dat die volgende tree geneem moet word. Moenie net hier vashak en bly kyk na die wolke nie. Kom, dis tyd dat jy gaan. Moenie net passief bly staan en kyk nie. Daar's werk wat gedoen moet word. Daar's 'n opdrag wat uitgevoer moet word. Gaan terug Jerusalem toe. Nou ons lees dat met hulle terugkeer in die stad, het hierdie groepie gelowiges dadelik teruggekeer na die bovertrek. En daar lees ons het hulle saam vertoef. En is tydens hierdie saamwees daar in die bovertrek, vriende, waar daar 'n paar ongelooflike mooi dinge begin gebeur, 'n paar wow gebeurtenisse begin geskied. Onder andere die begin van die gemeente, die begin van die vroeë kerk, die begin van wat dit beteken om kerk te wees. Dit sien ons deur hierdie saamwees daar in die bovertrek. En weet julle wat is verder interessant? Dat wanneer Lukas aan ons verduidelik dat hulle almal daar by mekaar gekom het in hierdie vertrek, dan plaas hy baie fokus om vir ons te sê wie was almal daar. Hy lig 'n lys name uit om vir ons te sê wie was almal deel van hierdie samekoms daar in die bovertrek. Wie het almal saam in Jerusalem by mekaar gekom, deel gevorm van die begin van die vroeë kerk. En ons kan onsself vra, maar hoekom het hy hierdie name genoem? En al maniere hoe ons dit gaan vasstel, is deur na die name te gaan kyk, wie hulle was, en daaruit dan ook te kan verstaan waarom hy hulle insit daar. Ons begin by die 11 apostels. Hy noem hulle name. En weet julle wat? Hulle simboliseer leierskap. Ons weet dat die disippels het hoofsaaklik maar bestaan uit gewone werkers, soos vissers en belastingingaders uit die streek Galilea. Hierdie groep disippels wat nou daar in die bovertrek verkeer, onder hulle was die einste mense wat aanvanklik die Here verloon het, verraai het, wie onderling die heeltyd gestry het oor wie's die belangrikste naas die Here Jesus Christus. Dis hoe ons hulle leer ken in die begin van die evangelie. Maar dan kom Lukas en hy plaas hulle name hier en sê hulle is deel van hierdie eerste gemeente, van hierdie samekoms. En hy doen dit om vir ons te wys dat weens die opstanding en die herstel van die Here Jesus Christus, is hulle nou hier by mekaar in een vertrek. En daar is nie meer 'n onderlangse gestrye nie. Daar is nie meer 'n interne stryd onder hulle nie. Hulle verkeer nou hier in eenheid. Dis waarom die disippels se name hier genoem word, om vir ons te wys, hulle het 'n eenheid gevorm. Tweedens lees ons, daar was vroue teenwoordig, en die vroue se teenwoordigheid simboliseer die sosiale deurbraak. As ons hoor daar was vroue in die boorvertrek, dan dink ons dadelik aan volgelinge soos Maria Magdalena, Johanna, Susanna, almal vroue wat vir Jesus reeds van Galilea af finansiëel en prakties ondersteun het. En ons weet ook hiermee saam al te goed dat in daardie tyd het 'n vrou binne die Joodse en die Grieks-Romeinse wêreld geen amptelike godsdienstige of wetlike status besit nie. Hulle getuienis in die hof was nie geldig geweest nie, het nie enige gesag gedra nie. En wat doen Lukas?
Hy voeg opsetlik hierdie vroue se name in en sê hulle was daar onder hierdie eerste gelowiges teenwoordig om vir ons te wys dat die evangelie sosiale ongeregtigheid gestop het, tot 'n einde gebring het. En die Here se oë is man en vrou gelyk, ewe belangrik binne sy koninkryk, ewe belangrik binne sy kerk. Dis hoekom Lukas spesifiek hulle name noem. Derdens, noem hy aan ons dat Maria, die moeder van Jesus, teenwoordig was en haar teenwoordigheid simboliseer die skakeling met die belofte. Ons leer haar aanvanklik ken as 'n eenvoudige vrou wie die Here uitverkies om die Messias in die wêreld te bring. En dit is interessant, hier in Handelinge 1 is dit die laaste keer wat Maria op die naam genoem word. En Lukas doen dit om vir ons te wys dat sy van hier af voortaan nie maar net bloot meer die fisiese ma van Jesus sou wees nie, wat na hom omgesien het oor al die jare nie, maar sy word ook nou 'n mede-disipel, wat saam met die res van die kerk buig voor die Here, buig voor die Messias, buig voor die ewige koning. Haar teenwoordigheid as deel van hierdie samekoms dien as lewende bewys, as lewende getuienis van die begin van Jesus se aardse lewe. En dan, laastens, lig Lukas ook Jesus se broers uit. Die biologiese seuns van Josef en Maria. En ons weet ook maar al te goed hoe hulle oor Jesus gevoel het voor sy kruisiging en sy opstanding. Ons weet dat hulle nie in hom geglo het nie en dat hulle volgens Johannes 7 vers 5 hom ook baie keer bespot het. So hulle teenwoordigheid simboliseer die teologiese wonder en Lukas sluit spesifiek hulle name in dat hulle deel vorm van hierdie eerste samekoms om aan ons te wys dat die opstanding, dat die evangelie ook vyandskap en skeptisie selfs binne 'n broederkring kan wegneem. Dat dit selfs broers wat aanvanklik ongelowig was, se hele ingesteldheid, geloofsingesteldheid kan kom verander, kan kom transformeer. En weet julle wat is so wonderlik daarvan? Jesus se einste broer, Jakobus, word later die hoofleier van die kerk in Jerusalem. So Lukas doen dit as prins, hy voeg al hierdie name aan ons in om die eerste tekens van die kerk se ware identiteit aan ons te toon. Sosiale grense het in daardie oomblik vervaag, dit het nie meer getel nie. Mans en vrouens, familie en vriende, leiers en volgelinge, almal verkeer op dieselfde vlak. In die bokamer van Handelinge 1 is daar nie meer plek vir ek was reg en jy was verkeerd nie. Nee, van nou af voortaan in die bovertrek is daar net plek vir mense wat almal saam getuig. Ons het die Here nodig. Maak nie saak wie ons is nie. Maak nie saak hoeveel foute ons gemaak het nie. Maak nie saak hoe ons lewenspaadjies lyk nie. Ons het almal tot die besef gekom, hy is waarlik die Messias. Hy is waarlik die koning, die ewige koning. Ons kan nie sonder hom nie. Ons het hom nodig. En dan bring dit ons by vers 14. En dit vorm sekerlik vir my die klimaks van vanaand se boodskap. Die wow. Ons lees dat terwyl hulle daar in die bovertrek verkeer het hulle eensgesind volhard in gebed. Kom ons ontleed net hierdie woorde. Die Griekse woord is saamgestel deur twee woorde, homo wat saam beteken is en thumos wat oorvertaal word met gees of passie. En dit beteken letterlik dat daar was een binneste dryfkrag onder hulle almal gewees. Hierdie eensgesindheid of ook eendrag waarmee dit oorvertaal kan word, beskryf 'n harmonie waar verskillende mense soos instrumente in 'n orkes
een simfonie speel. Elke orkes is instrument is anders, is uniek, maar saam speel hulle, neem hulle deel aan hierdie uitvoering, aan hierdie simfonie. Die woord volhard wat daarop volg beteken om onwrikbaar vas te hou, om getrou te bly, om onophoudelik besig te wees met iets. En wat was dit waarmee hulle so eensgesind volhard het, konstant mee besig was? Hulle het gebid. Hulle het gebid. Hulle was konstant op hulle knieë gewees. Hierdie groep se gebede was nie maar net eenmalig nie. Dit was nie maar net 'n vinnige krisisgebed nie, maar dit was 'n doelbewuste lewenswyse van wag en voorbereiding op God se belofte. Met dit in ag geneem, vriende, kom ons by die vraag, waarom is ons hier vanaand? Waarom het ons op hierdie herdenking van Hemelvaart kerk toe gekom? Wat is die doel van die samekoms vanaand hier in die huis van die Here? Ons kan dit vir mekaar soos volg opsom. Ja, ons is vanaand hier om die fisiese hemelvaart, die liggaamlike hemelvaart van die Here Jesus Christus te herdenk. Dit laat ons dink aan Jesus se gebed in Johannes 17 waar hy bid, Here, ek het my taak wat U vir my gegee het hier op aarde voltooi. Ek bid nou dat U my voortaan sal verheerlik, my sal toelaat om terug te keer na my verheerlikte posisie in die hemel. Dit het die Here geantwoord, het die Vader geantwoord. Dis een rede waarom ons hier is. Ons herdenk daai gebeurtenis. Tweedens, ons herdenk die wete volgens Johannes 14 waar Jesus vir sy disippels sê, ek gaan na my Vader toe om vir julle plek te gaan voorberei. Ons herdenk vanaand daardie wete, dat hy op hierdie stadium besig is om vir my en vir jou 'n plek voor te berei in die Vader se huis, in die Vader se teenwoordigheid. 'n Plek wat vir my en vir jou wag. Ons is vanaand hier om saam te herdenk die belofte wat hierdie twee engele aan die disippels kom gee daar op die berg, direk na die hemelvaart, waar hulle vir die disippels sê, moenie bekommerd wees nie, want soos julle nou die Here Jesus Christus sien weggaan het, op daardie einste manier sal hy eendag terugkom. Ons herdenk vanaand daai waarborg, daai belofte, dat die Here sal ons nie alleen laat nie. Hy sal ons kom haal, en hy sal vir ons neem daar waar hy is, sodat ons saam met hom, tot in alle ewigheid, in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader kan verkeer. Maar, dis nie al hoekom ons hier is nie. Want dis hier waar ons moet pas op, dat ons nie in die slaggat trap, soos die disippels, wat net passief bly opkyk het na die wolke nie. Ons herdenking van hemelvaart en die voltooiing daarvan, moenie net hier vassteek nie. Daar's nog iets wat moet gebeur, daar's nog 'n rede hoekom ons vanaand hier is. Ons is ook hier vanaand om mekaar te kom herinner, dat ons voortaan saam moet begin strewe na eensgesinde volharding in gebed. Dis wat nou moet gebeur, dis wat van vanaand af moet gebeur. Die herdenking van hemelvaart kom vanaand tot 'n einde. Nou moet ons die volgende tree gee. Ons moet begin om daai opdrag wat die Here gegee het, moet ons nou begin uitvoer vervolgens. Eensgesind. Ons is almal verskillend. Ons almal het foute in die lewe gemaak. Maar ten spyte van ons verskille, is ons vanaand hier by mekaar, met die wete dat die Here het elkeen van ons skoon gewas. En al verskil ons van mekaar, is ons visie vir die pad vorentoe dieselfde. Ons wil almal hê dat God se wil moet geskied binne ons gemeente, binne ons wêreld, binne sy koninkryk. Eensgesind. Al verskil ons visie is dieselfde. Daarmee saam volharding. Ons kom herinner vir mekaar vanaand dat my Christenskap, my verhouding met die Here moet nie net iets wees soos 'n spaarwiel wat ek na gryp wanneer ek in nood is nie. Dit moet nie iets wees wat ek maar net nou en dan
aan aandag gee nie. Dit moet deel vorm van my daaglikse lewe. Soos wat hierdie groepie gelowiges konstant op hulle knieë was, so moet dit deel word van ons daaglikse lewe, dat ons vir onsself sê, ons kan nie anderste as om konstant in God se teenwoordigheid te wil verkeer nie. Ons kan nie anderste as om konstant met hom in gesprek te wil tree en sy stem en sy woord te wil hoor nie. Dit moet deel word, dag en nag, van wie ons is, wat ons doen, waarheen ons op pad is. En dan gebed, die klem op gebed, want ons bid te min. Ons bid nie net te min apart nie, maar ons bid nog minder saam. Ons kom te min by mekaar om saam te bid, vir die kerk, vir mekaar, vir die koninkryk, vir God se wil. Iemand het eens die vraag gevra, waarom gebed? Waarom het die Here net bloot die Heilige Gees gestuur nie? Toe antwoord 'n ander persoon met die volgende, hy sê, gebed vorm die instrument waardeur God besluit het om sy krag in hierdie wêreld vry te stel. Dis waarom daardie groepie disippels in die boefretrek na die hemelvaart gaan verkeer het in konstante gebed, sodat die krag van God se plan vervolgens in hierdie wêreld vrygestel kan word. 'n ander persoon het gesê, gebed is die manier hoe die kerk haar seile begin span, sodat wanneer die Here die wind laat waai, die roeg van die Heilige Gees stuur, dan kan ons as kerk begin momentum kry. Dan kan ons begin beweging kry in die rigting van God se wil, in die rigting van God se opdrag, om uit te gaan na hierdie wêreld en die koninkryk te verkondig, om sy identiteit te gaan uitleef, deurdat mense na ons kyk, ook hom sal sien. Vriende, toe sê 'n ander persoon die volgende, hy sê, maar onthou, dis hier waar eensgesinde volharding weer eens van kardinale belang is. Want as daar binne 'n huisgesin of 'n gemeente verdeeldheid is, word gebede belemmer. En daarom is dit belangrik dat ons vanaand ook moet seker maak dat ons werklik eensgesind is met mekaar. Dat ons die verdeeldheid wat daar dalk mag wees, sal agterlaat, mekaar se hande sal vat, nie meer sal sê, maar ek is belangriker as jy, of ek is reg en jy is verkeerd nie, maar dat ons saam sal hande vat en opnuut sal streef na eenheid, 'n eenheid wat saam volhard in gebed, sodat die Here se wil dan ook waarlik kan realiseer. Ek sluit af. Pinkster begin oor 'n paar dae. En ons weet dat die gebede wat daardie groepie gelowiges gebid het, was die inleiding tot die aanbreek van Pinkster, tot die koms van die Heilige Gees. En daarom het ek dit goed gedink dat ons dan ook vanaand aan die einde van hierdie dag, aan die einde van die herdenking van Hemelvaart, dan ook ons erediens, ons saamwees sal afsluit met 'n gebed. 'n Gebed waar ons spesifiek fokus op die koms van die Heilige Gees, waar ons opnuut onder gebed die Heilige Gees uitnooi om opnuut oor ons te kom, opnuut ons gemeente te kom vervul, opnuut met ons te kom praat, opnuut ons te help om eensgesind te wees, opnuut ons kom help om te volhard, om opnuut ons te kom weer motiveer om te bid vir mekaar, vir die wêreld ensovoorts. En daarom, aan die einde van hierdie dag wat ons Hemelvaart herdenk, wil ek u uitnooi om saam met my deel te hê aan ons slotgebed vanaand. In plaas daarvan dat ek 'n gebed doen, gaan ek u uitnooi om op te staan. Ons slotlied is dan ook ons slotgebed vir vanaand se diens. En die lied gaan op die skerm speel en hy's getiteld Kom, o Skeppergees. Kom ons staan en dan bid ons aan die einde van vanaand se Hemelvaartdiens dan ook hierdie gebed, hierdie uitnodiging vir die Gees van die Here om dan ook na ons gemeente te kom opnuut gedurende hierdie Pinkstertyd. Kom ons staan.
As mens verstaan ons nie weer, maar U stuur vir ons 'n leidsmantra. Hy lei ons na U. Kom o Skepper Heer, lewendmakend Heer, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster, kom o Skepper Heer. O Heer, ons staan voor U gebroken, as mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsmantra. Hy lei ons na U. Kom o Skepper Heer, lewendmakend Heer, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster, kom o Skepper Heer, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster, kom o Skepper Heer.